Goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons weer kan saam wees so rondom die woord van die Here en ons gaan vanmôre aangaan met ons reeks wat handel oor die ware betekenis van Pinkster. Ons gaan vanmôre met u praat oor dat die Heilige Gees kom leer ons alles wat Jesus geleer het. En ek het so gedink aan die pragtige Halleluja lied 433. Daardie liedjie sê Jesus naam, lieflike woord, o soet, skoner is geen ander woord. O soet die woord. En dan die koorgedeelte, leer ons Heer, meer en meer, Heer, meer en meer, leer ons Heer, meer en meer van u dierbare naam. Is so 'n pragtige lied en die koorgedeelte is my so treffend. En dis die gebed van my hart, dat die Heilige Gees ons meer sal leer aangaande ons Here Jesus. Ek het hier gesê, toe ons hierdie studie begin het, dat die groot rol en taak en doel van die Heilige Gees is, om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, om die Here Jesus te verhoog as die redder, wat ons kom vrymaak van God se oordeel en van ons sonde en van die dood. En ag vriende, ons het nodig om vanmôre ook dan te sien wat die Bybel ons kom leer, hoe die Heilige Gees ons alles leer wat Jesus ons geleer het en wat dit beteken en wat dit behels. Ek lees vir Johannes 16 vers 13 en 14 en dan ook 'n vers of 2 in Johannes 14. Daar staan maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Nou baie interessant, as ons hierdie gedeelte dan lees, dan kom ons baie duidelik agter vriende, dat die Here Jesus self melding maak, dat die Heilige Gees alles wat hy hoor sal spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. En die Bybel is baie duidelik daaroor dat hierdie toekomstige dinge niks te doen het met hierdie hedendaagse profete wat nou kwansies van die Here een of ander woord ontvang het en nou dit vir ons wil kom deurgee en 9 uit die 10 keer is hulle so kontrasterend in hulle uitsprake dat 'n mens nie eens meer weet wie die waarheid praat nie. Hulle lieg onder die vaandel van die Heilige Gees en hulle sê dat die Heilige Gees openbaar aan hulle nou nuwe dinge wat hulle aan die kerk van die Here moet meedeel. Toekomstige dinge, dinge waar die Gees nou vir hulle kwansies een of ander waarheid kom lewend maak het. En ek wil vir u sê, dis ver van die waarheid en is alles behalwe die waarheid as mense hierdie uitlatings maak, want die Bybel sê dat die Gees sal nie uit homself spreek nie. En alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan ons verkondig. Nou hoe die Heilige Gees gespreek? Kom ek lees gou vir u. 2 Petrus 1 vers 19. En ons het die profetiese woord. Met ander woorde die Bybel wat jy nou in jou hande voor jou oop het. Ons het hierdie woord wat baie vas is, waarop jy tog moet ag gee, want hierdie woord is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, hoor nou, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. So die Bybel is die betroubare boek van God wat sal bly skyn tot die dag dat Christus weer sal terugkom. So dit wat opgeteken is in die Bybel, is dit wat Christus aan die skrywers bekend gemaak het deur die werking van die Heilige Gees. Want vers 20 sê, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van die mens voortgebring nie. Maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. So die Heilige Gees, vriende, herinner ons aan wat Jesus geleer het. Daarom kan ons nie glo as mense uitspraak maak onder die vaandel van die Heilige Gees het gesê en dit is nie in ooreenstemming met die Bybel nie. Want die Heilige Gees getuig aangaande dit wat Jesus geleer het en dit is in die Bybel vir ons opgeteken. Johannes 14:25. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly, maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So die apostels het nie met 'n nuwe lering begin toe die Heilige Gees uitgestort is in Handelinge 2 op Pinksterdag nie. Nee, die Heilige Gees het die apostels net herinner aan wat Jesus vir hulle gesê het. Wat het Jesus vir hulle gesê? Gaan kyk vriende in Handelinge 2. Petrus spreek oor dit wat Jesus vir hulle kom leer het tydens sy aardse bediening en die 3,5 jaar dat hulle saam met hom was op aarde.
as sy disippels. Wat het hy vir hulle kom leer? Dat hy die beloofde Messias is, dat hy die een is wat aan die kruis sou sterf as die finale offer. Hy sou uit die dood opstaan om die dood en die hel en die smart van sonde te ontbind. Hy sou opvaar na die hemel en hy sal eendag weer terugkom. Gaan lees die apostelse prediking van Handelinge 2 af. Op Pinksterdag toe die Heilige Gees uitgestort was daar niks snaakste vreemde tale wat Petrus hulle gepraat het nie, maar Petrus kom en hy herinner die skare aan wat Jesus hulle geleer het as apostels, om te getuig aangaande Christus dat hy die redder is. Dis eintlik so eenvoudig en so voor die hand liggend as jy die Bybel maar net in konteks wil lees. Kom ek gee vir u net sekerheid daarvan deur nog so 2 of 3 gedeeltes vir u deur te gee. Johannes 20 vers 3 of 20 vers 30 verskoon. Johannes skryf en hy sê nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskryf is nie. Maar hierdie is beskryf, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. So, Johannes sê ons kan nog baie meer goed gesê het, en ons kan nog baie dikker boeke geskryf het, en ons kan nog baie meer boeke geskryf het, maar hierdie dinge in die Bybel is beskrywe. Waarom? Want dit is genoegsaam om vir ons te sê wie Jesus is, en dat ons deur dit wat ons in die Bybel sien, by God kan uitkom en kinders van God genoem kan word. Daarom sê Amos 8 vers 11, kyk, daar spreek die Here, dat ek 'n honger in die land sal stuur, nie 'n honger na brood nie, en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. En hulle sal swerwe van see tot see en rondslinger van noord na oos, om na die woord van die Here te soek, maar hulle sal dit nie vind nie. Dis presies die tyd waarin ons onsself bevind. Daar is baie kerke, daar's baie predikers, daar is mega kerke, daar's TV-predikers, daar's predikers wat oor die radio preek, en die wêreld sink weg in sonde. Waarom? Omdat hulle nie preek wat die woord sê nie. Almal kom met hulle nuwe idees en met wat die Gees vir hulle sê, en nuwe profetiese redes en allerhande goed, vriende, wat die Bybel niks van melding maak nie. Die Here sê dat die woord van God is die herinnering aan wat Jesus gesê het, geskrywe in die woord, sodat ons daardeur geloof in sy naam kan hê en gered kan word en die ewige lewe kan hê. Mense gaan van kerk na kerk, hulle gaan van profeet na profeet, van pastoor na pastoor, van predikant na predikant, van konferensie na konferensie, en hulle sak al hoe verder weg in hulle sonde. Waarom? Want die woord word nie meer gepreek nie. As die Heilige Gees kom, sê die Bybel, herinner hy ons aan alles wat Jesus gesê het. Wat het Jesus gesê? Dit wat beskryf is in die Bybel. Het ons nodig om die woord te hoor? Ja. Die Bybel sê, die honger wat ons vandag mee sit, is nie noodwendig 'n honger na brood, of 'n honger na, of 'n dors na water nie, maar 'n honger na God se woord. Mense wil alles hoor, maar hulle wil nie God se woord hoor nie. Hulle soek alles nuuts vandag, en nuwe openbaringe. Luister, lees die Bybel. Dan sal jy sien hoe die Gees van God jou lei in die waarheid. Daarom hoor die waarskuwing, en ek sluit daarmee af. Die Here sê in Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterampt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Wil u weet waarom gaan dit in die skole soos dit gaan, op universiteite, in huise? Waarom gaan dit soos dit gaan? Die Bybel sê, omdat jy my verwerp het, my woord verwerp het, sal ek jou kinders vergeet. As ons nie ons kinders onderrig in God se woord nie, hoe sal hulle God leer ken? Want God openbaar hom net deur sy woord. Hy openbaar hom nie deur 'n profeet nie, hy openbaar hom nie deur enigiemand anderste, behalwe deur sy woord nie. Daarom, ons as predikers moet God se woord preek. Ons moet julle herinner aan alles wat Jesus gesê het. Wat het hy gesê? Opgeteken in die woord. Daarom is dit belangrik dat ons van die Ou Testament, die voorspelling aangaande Jesus, en dwars deur tot die boek Openbaring wat praat oor die koms van die Here Jesus, vir u sal leer. Waarom? Want hierdie kennis sal jou vrymaak, hierdie kennis sal jou leer en rig en lei in die waarheid. Ek wil vir u sê, as iemand die Bybel gering ag, deur namens die Here te praat, in drome en in mense se opinies wil glo, moet hulle liefs luister na wat God gesê het in sy woord, want hy sê vir ons daar in Spreuke 30 vers 6, voeg by sy woorde niks by nie, sodat hy van jou nie rekenskap vorder, en jy as 'n leenaar openbaar word nie. Openbaring 22, die laaste boek in die Bybel, sluit af met hierdie waarskuwing. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plaag byvoeg
waarvan in hierdie boek beskryf. En as iemand iets van die woorde van hierdie boek wegneem, sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskryf is. Die kort en die lang wat ek vanmôre vir u wil sê is, lees die woord. Die Heilige Gees het in die woord laat opteken dit wat die Here Jesus Christus self op sy hart vir sy kerk gehad het. Hy is die hoof van sy kerk en die boek wat hy vir ons gegee het is die Bybelboek. Daarin is daar 66 boeke, van Genesis tot Openbaring, 39 Ou Testament, 27 Nuwe Testament, soos reeds gesê, lees die Bybel. Daar is sekere dinge wat ons makliker verstaan, ander wat bietjie moeiliker verstaanbaar is, maar die oorgrote meerderheid is verstaanbaar om ons te lei na die Here Jesus, om ons te lei tot geloof in die Here Jesus as redder, om ons te help sodat ons lewens kan inrig om hom te verheerlik. As jy God se stem wil hoor, lees sy woord. Vriende, jy het reg gehoor wat ek sê. As jy God se stem wil hoor, lees sy woord. En die betroubaarheid van die Bybel is die betroubaarheid van God self. Daarin sê die Bybel vir ons baie duidelik, alles aangaande God wat ons nodig het om te weet. En hy sê vir ons baie duidelik, hy is geen man dat hy sou lieg nie. Daar's nie iets opgeteken in die Bybel wat leuns is of wat ons om die bos sal lei nie. Dis mense se stemme wat ons om die bos sal lei en wat met leuns gevul is. God se woord is suiwer. Dis waarheid. Dit is deur geslagte heen as betroubaar bewys. Daarom die Heilige Gees kom om ons te herinner aan wat Jesus gesê het, soos opgeteken in sy woord. Mag die Here ons genade gee. Môre se boodskap gaan oor dat die Heilige Gees Jesus sal verheerlik. Ons gaan bietjie 'n diepte studie doen daarvan om vir u te sê wat dit beteken, wat dit behels en hoe dit ook op my en jou geestelike lewe van toepassing sal wees. Groete vir u, mooi dag verder. Tada.